Goeiemôre. In so aansluiting by gister se hoekom kan ek nie God se stem hoor nie? Wil ek vandag die volgende aanraak. Hoekom kan ek nie God se stem herken nie? Ons almal het al gebid, gevra en dan gewonder of die antwoord wat ons kry nou regtig van God afkom. Dan bid ons weer en ons voel skuldig omdat ons nie die eerste keer geluister het nie en dalk in die proses ongelowig gehandel het en so begin 'n kringloop van onsekerheid en verwarring en 'n gevoel dat ons geloof nie sterk genoeg is nie goed genoeg is nie. Die vraag waar ons moet begin is, ken ons vir God? Want ons kan nie God se stem hoor en herken as ons nie weet hoe God praat en handel nie. In Eksodus 3 lees ons dat God met Moses gepraat het deur 'n vlam binne in 'n doringbos. Verder in die Bybel lees ons dat God aan mense verskyn in die vorm van drome of in die wese van engele. Ons lees ook dat Jesus self aan mense verskyn. God het dalk in antieke tye 'n meer kragtadige en 'n meer visuele vorm aan mense verskyn, want hulle was ver en wyd verwyderd van mekaar. Hulle kon nie gou 'n gedagte, 'n boodskap of 'n profesie oordra en deel nie. En hulle kon ook meer vertrou op dit wat hulle self gesien en gehoor het, want hulle het nie in 'n samelewing geleef waar fopnuus en kunsmatig geskepte beelde en stemme aan die orde van die dag was nie. Maar God praat steeds met ons. Vandag leef ons nader aan mekaar, meer in verbinding, en God gebruik ons baie meer as sy aardse stem as wat ons besef. Deur getuienis of gebed bring ons dalk 'n antwoord vir iemand. God praat ook met ons deur sy inwonende Gees. Somtyds ervaar ons 'n ongemaklikheid oor 'n plek of 'n situasie of 'n persoon wat eintlik 'n boodskap van waarskuwing van God is. Net so praat God met ons deur drome, aardse engele wat skielik hulp verleen of iets sê wat 'n boodskap van God bring. Die toets is om die boodskap te meet aan wat ons oor God ken. Is dit liefdevol, nie veroordelend nie? Is dit binne die karakter van God en hoe hy hom in sy woord aan ons openbaar? Ons hoor God se stem. Ons moet net bly leer hoe om te luister. En daarom sluit ek vandag graag vir ons af met 'n gebed. Here, dankie dat ons nie bevrees en bekommerd hoef te wees in ons soeke na u stem en antwoord nie. Dankie Here vir die gerusstellende wete dat u nie 'n nasiener is nie. U is ons geduldige, ons liefdevolle leermeester. U veroordeel nie ons soeke nie en u antwoord elkeen van ons op die manier wat u weet ons sal erken. Amen.